withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. Consider how the wild flowers grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. The grass. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Die sorge van die lewe. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe nie, wat julle sal eet of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie. Geen voorraadkamer of skuur nie. En tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? En wie onder julle kan deur hom te kwel een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowiges. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld. En julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoese. Maak vir julle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle, self Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. Jehovah is
your name. Ja, nee. So moet jy nie bekommer oor enige iets nie. Want jy kan nie tyd by jou lewe byvoeg deur jou te bekommer nie. So soek die koninkryk van God. Dis al wat saak maak. So vandag nie, het iemand van my 'n bos blomme gekoop. En ek het gedink die persoon maak 'n grap, soos die persoon het gesê die persoon wil vir homself, vir haarself spoil met 'n bos blomme. En moet sy van my ook 'n bos blomme koop. Toe vra ek, is jy ernstig? Toe sê ek ja. En toe die persoon vir my die bos blomme gekoop. En ek is dankbaar. Ik genade toe en my bereid. Nou is ek vry. Ja, ek is vry. So dankie vir die bosblomme. Ek waardeer dit. Ek weet nie of jy op TikTok is en of jy die gaan sien nie, maar dankie. Ek waardeer dit. 'n Mens is deesdae so geskok wanneer mense nice is, want dit is nie sommer dat iemand nice is nie. Dis hoekom ek, toe ek met gedink het en gesê, regtig, are you for real? En die persoon het my dag gemaak, deur vir my 'n bos blomme te koop. So, ek wil net sê dankie, ek waardeer dit. Ek kan sien. En soos die duiwel nie, hy probeer baie vir my en vir ander gelowiges wat die lof van die Here verkondig. Hy probeer ons konwins dat die Here nie lief vir ons is nie. Maar sulke toe jy moet jy net jouself remind, nee, die Here is lief vir my, maak nie saak wat nie. Die Here is lief vir my, want die duiwel sal jou altyd remind aan hoe jy in die verlede gesondig het, of probeer vir jou 'n rede gee hoekom jy nie die lof van die Here kan verkondig nie, of mag verkondig nie. Maar die woord van die Here sê, wanneer iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Al die ou dinge het al die ou dinge is weggewas, alles het nuut kom word. Al die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut kom word. So wanneer jy in Christus is hy 'n nuwe creation. En for those who are in Christ, there is no condemnation. Die duiwel is die accuser. En hy sal altyd ons probeer aanval in ons gedagtes en ons probeer convince dat ons nie die lof van die Here moet verkondig nie, maar dan remind ek met my net self die man, ek skuld die Here my hele lewe. En dit maak nie saak hoe my verlede lyk nie. Ek is gemaak om die Here te dien en ek sal die lof van die Here verkondig met alles wat ek is, met my hele hart, my hele siel, my hele liggaam, sal ek die Here dien. My lewe is net om die Here te dien. En maak nie saak hoe baie die duiwel probeer jou convince om nie die lof van die Here te verkondig nie. Remind yourself, die Here is lief vir my. En die Here is nie kwaad vir my nie, die Here is lief vir my nie, die Here het my vergewe en die Here het my wit gewas, ek is vrygemaak en ek is wit gewas deur die bloed van die lam. En ek sal die lof van die Here verkondig vir ewig en ewig en ewig, maak nie saak wat die duiwel probeer nie, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek sal die lof van die Here verkondig met alles wat ek is. Vandag het ek actually, voor ek weer toe gegaan het, met die Here gepraat en
toe ek, terwyl ek myself convince het, terwyl die duivel my so accuse en my verlede en my gedagte opbring, het ek myself geconvince, nee man, die Here is lief vir my en die Here het my lankal vergewe en die Here is lief vir my, soos hy is lief vir my, te veel lief vir my en hy het my gered, nie omdat ek het verdien nie, of nie omdat ek volmaak is, want ek is glad nie volmaak nie. Ek is ver van volmaak af. Maar ek erken dat die Here God is en ek erken dat die Here God is en ek weet dat my lewe is net om die Here te dien. Dit is die mees belangrikste ding en dit is hoekom ons gecreëerd is om die Here te dien. Ja, so terwyl ek myself so convinced het en remind het, nee, die Here is lief vir my. Ek gaan nie luister na die duiwelse leuns nie. Ek sal die lof van die Here vir ewig en ewig en ewig verkondig en die Here is lief vir my. En ek het vir die Here gesê, Here, doen net vandag iets om te wys dat U sien my en U hoor my en U is lief vir my. En toe die persoon vir my die bosblomme vandag bring, nee, toe remind het my, toe onthou ek my, ek het mos gevra dat die Here moet net vir my remind dat hy my sien en dat hy is lief vir my. En dat is net vir my baie weird, nie weird nie. Ek is net altyd in awe wanneer ek so skielik onthou wat ek vir die Here gevra het en ja, en hy het dit gedoen. Like, net die feit dat ek weet die Here leef en die Here sien my en die Here hoor wat ek sê en hy weet wat ek dink, dit is genoeg vir my om te weet dat die Here is lief vir my en dit is genoeg vir my om te weet dat ek is gemaak om die lof van die Here te verkondig. So, as ek twyfel, wil ek vir jou vandag sê, die Here is lief vir jou. En alle cues die duivel jou aanval jou aan in jou gedagtes, hy kan niks aan jou maak hê. Dit wat die Here deur jou wil doen, sal die Here deur jou wil doen. Die Here sal dit deur jou doen en niemand kan dit keer nie. So, hou jou oop die Here, fokus op die Here, hou vas aan die woord van die Here. En onthou, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. Aan God se liefde vir ons is daar geen einde nie. So klou vas aan die liefde van die lewende God. Die Here is lief vir julle, die Here sien julle. So baie diep, al Jesus my eye. So baie diep, al my I bless my voeten op jou wagenrot. Oh, so baie diep, al Jesus my eye. Dankie Here vir die teenwoordigheid in ons lewe. Ek bid dat U ons sal red en verlos, die wat nog nie verlos is nie. Seën en bewaar ons draas deur onbekende nag, Here, al die lof, al die eer kom net U toe. Dankie Jesus. Baie dankie.